gaan kyk wat het die broodprys gedoen die laaste 4-5 jaar. Hy het 'n traject van hy hou aan met styg die hele tyd terwyl die koringprys daal. In hierdie derde episode van Bemark Slimmer, 'n podcast wat ons spesifiek wil probeer om boere te help om met presisiebemarking beter te bemark of slimmer te bemark en meer geld te maak. Kyk ons na die Swartland, die koringbedryf in die Swartland. Dit gaan nie goed nie. Dis moeilike tye vir boere, hulle sê hulle maak nie geld nie. Ek is Hugo Logner, ek gesels vandag met Koos Blankenberg. Hy is 'n graan- en suiwelboer in die Swartland, boer naby Klipheuwel. Koos is ook die streekverteenwoordiger van Graan SA vir die Swartland streek. So Koos, as ons kan begin, gee vir ons 'n agtergrond van jou boerdery. Wat behels dit alles? Môre Hugo, baie dankie vir die geleentheid. Ja, ons is Blankenberg familie boer vir jare se 108ste jaar op Klipheuwel plaas. My oupa Grootjie Boy Blankenberg het die besigheid begin in 1914. Oupa Koos het by hom oorgeneem en my pa Boy het oorgeneem weer by hom en hy's vandag nog saam met my en Philip, twee van ons broers in die besigheid. Hy's nog ongelukkig hier nie, maar ja, ons is al 'n paar geslagte aan die gang. Ons produseer koring, canola, melkery is 'n groot gedeelte van ons besigheid. En dan het ons ook 'n bietjie skape, vleismerinos en dan 'n klompie Angus swartkoeie. Ja. Die prentjie wat tans van die koringbedryf in die Weskaap geskets word, is nie goed nie. Dit is baie donker. Die boere sê hulle maak nie geld nie. Hoe lyk dit werklik? Wat gaan buite in die veld aan? Ja, goed, ons koringprys het van 2023 tot 2025 met 21% afgekom. Dis gemiddeld 7% per jaar. In daai selfde tydperk, ek het nou nie 2026 se syfers van die oes ons het nog nie oes verkoop nie. In daai selfde tydperk het ons insette met slegs 10% afgekom. En dan net om 'n voorbeeld te noem, ons het masjinerie, tegnologie waar ons nie kan klaarkom. Ek het nou die dag net gevat 'n 125 perde-krag trekker. Het gemiddeld gestyg met 19% oor die laaste 5 jaar. En dan nou kleiner trekkertjie wat jy amper net soos 'n kruiwagen kan gebruik, het met so 10% gestyg per jaar. So dit gee vir jou 'n idee van die situasie waarin ons boere is. Ons pryse gaan af, ons insette gaan nie daarmee saam af nie en dan het ons die laaste 2 jaar in die Swartland ondergemiddelde oeste gehad as gevolg van die weer. Voor die verder gaan daai stygings in die trekkerpryse, die 20% en die 10%, dis per jaar, dis nie oor die 5 jaar per jaar. Dis aansienlik. Ja, dis per jaar. Ons die kostes om koring te produseer in die Swartland, as jy nie jou oorhoofse koste bytel nie. Dit is jou masjineriekoste, jou kunsmis, jou saad, jou chemie en jou brandstof. As jy hy som reg gaan maak, dan spandeer jy R15,000 per hektaar. Koringprys is vandag met die selfs wat 'n bietjie gestyg het, sê so net oor die R5,000, sê maar R5,000 wat 'n boer en sy produsent in sy sak kan kry. So hy moet 3 ton afhaal om gelyk te breek. Dan het hy nie sy oorhoofse koste betaal nie. Dan het hy nie skuld betaal nie. So dit gee vir jou 'n idee ons soos die weer nou is, die Swartland se langtermyn gemiddeld is omtrent maar 3 ton. Ons het nou 2 jaar onder dit gehad. So die som op die plaas vir die koringprodusent in die Swartland area klop nie. Hy is in die moeilikheid. En moet ek by sê, ons werk met die weer. En ons het die droogste Junie maand in 23 jaar gehad in die Swartland. En is vandag, ek dink is vandag die 24ste Julie en ons het 3 mm die jaar gehad, die maand gehad. Die langtermyn gemiddeld vir Julie is 75. So ons is behalwe vir die ekonomie van die besigheid, is ons bitter bekommerd oor die weer ook, want dit speel 'n baie groot rol in ons besigheid.
Buiten die insetkoste wat julle pak gee, wat is die ander probleme? As jy net vinnig daarna kan verwys wat julle pla in die koringbedryf, veral aan die bemarkingskant ook. Ja, ek dink ons pryse is nie reg nie. Ons pryse is te laag en 'n ding wat baie krapperig is dat in Suid-Afrika het ons oor jare ons kwaliteit gebou. Ons was vir baie lank, ons is nog steeds deel van die tegniese komitee waar nuwe variëteite saam met die meelenaars en die bakkers goedgekeur word. En daar word ons kwaliteit op 'n plek vasgemaak. En as jy gaan lees, dis nie wat ek sê nie. iTech het nou weer in hulle verslag daarna verwys dat die standaard van Suid-Afrikaanse koring word vergelyk met die Amerikaanse koring. En as ons kyk na die prys wat ons kry en ons kyk na wat die Amerikaanse prys is, dan kry ons nie die regte prys vir ons produk nie. Ek verskoon my die voorbeeld, maar dit is asof iemand kom en hy wil die tatabakkie se geld by jou aankom, maar hy vereis of die ou tabakkie se daar wegry. En dis waarop dit vir my neerkom. En so die produsent op die plaas word gedwing deur die stelsel om 'n sekere standaard graan te produseer, maar hy word nie vergoed vir dit wat hy produseer nie. Ons het nou net gepraat oor voorbeelde wat jy vir my genoem het. As jy die Amerikaanse hardred winterkoring vergelyk, want dis basies ons gehalte koring, met wat ons nou kry, dan kry die boer eintlik omtrent R900 te min per ton. Is dit reg? Dis 100% reg. Ek het sommer gaan kyk en hier voor my het ek die syfers. Ek het sommer 30 Junie as 'n datum gevat. As jy Amerikaanse koring in Malmesbury se meel of in enige meel in die Kaap sou aflei, sou jy R5.950 betaal daarvoor. En as ek as produsent in die Weskaap my koring op baie dag verkoop het ek R5.090 gekry vir my koring. So daar's min of meer R900 verskil. Of wat ek te min kry vir die kwaliteit wat ek moet lewer. En die ander koring wat ingevoer word wat 'n swakker gehalte is, hoe lyk die prysverskil daar? Jy daarna ook gekyk? Ja, kyk, ek dink die laaste jaar het ons heelwat natuurlik voer ons baie Russiese koring in. Ons het ook Australiese koring ingevoer. So ek het sommer na daai twee gaan kyk en op 30 Junie sou die Russiese koring jou R5.230 gekos het, afgelei by 'n meel in die Kaap en die Australiese koring so R5.580. Met dan nou onthou ons prys is R5.070 gewees. Ja. En die gehalte van daai Russiese en die Australiese koring, hoe vergelyk dit met die Suid-Afrikaanse koring? Die Russiese koring is definitief van swakker kwaliteit. Ek het vir jou genoem van die ondersoek wat BIFAP nou gedoen het om te gaan bepaal wat is die randwaarde verskil as dit kom by bak en maalwaarde van Suid-Afrikaanse koring in vergelyking met Russiese koring. En ek het nog nie heeltemal presies die syfer nie, maar dis dramaties die verskil. Dit is nie 100 of R125 nie, dis ergens tussen R250 en dalk R400. Ek skat die syfer, ek moet my nie vashou daarop nie, maar daar's 'n baie groot randwaarde verskil tussen dit wat ons moet produseer en lewer en dit wat ingevoer word. Australiese koring is 'n heel wat beter koring, dis hoekom die prys ook vir jou wys hy's omtrent, ek dink dit was R100-200 meer wat hy jou kos as die Russiese koring, maar nog steeds nie dieselfde standaard as wat Suid-Afrikaanse koring is nie. Ja, so ten spyte daarvan dat jy beter graan lewer, betaal hulle meer vir koring wat hulle invoer. 100% reg. Dit is wat die syfers wys. Ja. Okay. So die prys in ingevoerde koring is 'n probleem. Is daar nog probleme wat jy kan dink aan die afsetkant as jy met koring bemark wat jou pla? Wel, natuurlik in die Weskaap om alwensel mos nou wil hê ek moet praat van die diferensiaal, ek moet dit noem. Die feit dat die volle diferensiaal vir vervoerkoste van die Kaap na Randfontein toe by alle koring afgetrek word in die Kaap is vir ons 'n baie groot probleem. Ons praat en beklei al jare lank daaroor, maar ons vorder nie om 'n meer regverdige stelsel in plek te kry nie. Ons het nou, ek weet nie of jy bewus is daarvan nie, maar die JSE het nou sopas die laaste week die nuwe model wat die Safex model wat hulle getoets het waar jy 'n klomp verskillende verwysingspunte het, het die JSE na omtrent 2 jaar het hulle die model afgeskiet. Hulle keer terug na 'n enkel verwysingspunt ook op die sojaboon kant. En ek dink daarmee 'n organisasie soos die JSE is baie duidelik in dit dat hy is daar vir sy besigheid.
Hy is nie daar omdat hy omgee vir die produsente op die grond nie. Die JSE bestaan omdat produsente in Suid-Afrika graan produseer, maar hy doen handel nie met 'n agneming van, ons is nie sy kliënt regtig nie, maar ek dink sy verantwoordelikheid is om 'n regverdige prys vir die produk wat die boer produseer daar te stel. En in my opinie val die JSE 100% aan. Ons sal later terugkom na daai punt hoe dit miskien op 'n ander manier moet hanteer word, want dis 'n lang pad wat kom en ek weet Graan SA het baie tyd en moeite ingesit om dit te probeer regmaak en ek het gedink die sojaboon gaan aangaan dat hulle die verwysingspunte gaan kry soos dit moet wees en so dis eintlik vir my 'n verrassing dat hulle dit nie gedoen het nie. En dit is vir Graan SA ook 'n baie groot verrassing en teleurstelling. Die ander probleem wat die laaste tyd baie aandag veral van Graan SA gekry is die invoertarief. Nou die ITAC of ek bedoel nou die Afrikaanse naam daarvoor gee die Internasionale Handelsadministrasie Kommissie van Suid-Afrika is verantwoordelik vir hierdie tarief om dit aan te pas. Maar daar is ministeries wat ook 'n rol speel. Hoe werk hierdie saak en hoekom kan dit nie tot 'n punt kom nie? Okay, dit was 2 jaar gelede. Ja, dis nou 2 jaar gelede in 2024. Het Graan SA saam met Sakota wat die handelaars is van graan, het hulle aansoek ingesit om 2 goed te doen, om ons invoerheffing met 10% te verhoog, aan die ander woorde van $279 na $289 toe. As jy vandag het omdraai in rand, so dit vir ons produsente se vloerprys gelig het met omtrent R165. ITAC is, en verskoon my, ek gaan die Engelse afkorting gebruik, ITAC is veronderstel om binne 6 maande nadat jy 'n aansoek doen vir jou te antwoord. Na 2 jaar het hulle nie geantwoord nie. En wat gebeur het is die mailenaars het gegaan en hulle, wat die ander ding is wat ons gevra het was om 'n outomatiese sneller te hê, dat amper soos die brandstofprys werk, waar elke maand die tarief net eenvoudig sneller wat deur 'n proses gaan. Heiliglik moet hy afgekondig word deur die minister en as ander ministeries wat betrokke is in die afkondiging en dit vat te lank. Dit vat, ek weet nie, gemiddeld oor die 40 dae, baie keer gaan dit op na 80 dae toe wat jy wag vir 'n tariefverandering. ITAC het toe nie vir ons geantwoord binne 6 maande nie en omtrent na 18 maande, 20 maande het Graan SA met 'n prokureursbrief of 'n regsbrief die minister aangespreek en het hulle toe besluit om die tarief of om te antwoord op die aansoek wat ons doen. Net ook wat ons moet onthou is die mailenaars het kapsie gemaak teen die verhoging in die tarief. En dit het natuurlik nie ons saak versterk by ITAC nie. Ek dink as die regering sien dat 'n bedryf nie saamstem oor 'n ding nie, dan neem hy 'n moeilikere besluit. So ons moes regskoste aangaan, Graan SA, en op die ouend het ons die antwoord teruggekry wat sê dat hulle weier om die tarief te verander en hulle het gesê hulle gaan kyk na hulle interne prosesse om die afkondigingstydperk korter te maak, maar hulle wil ook nie die sneller meganisme gebruik soos met die brandstof wat ons voorgestel het. So dit was 'n baie groot teleurstelling, baie werk en baie tyd wat aangaan het, baie vergaderings, honderde e-posse uit ons kantoor uit na hulle toe met 0 vordering. En ek moet sê dit is sleg vir die organisasie. Jy sê vir jou produsente, jy het 'n poging aangewend om die tarief op 'n plek te kry waar jy net 'n bietjie beter kan meeding met die gesubsidieerde koring wat ingevoer word en na 2 jaar het jy niks om vir hulle het jy niks in sak gebring nie. Het hulle spesifieke redes gegee hoekom hulle dit nie verander het nie? Of is dit maar net omdat die bedryf nie ooreenkom daaroor nie? Nee, hulle het verseker die rede, die feit dat die bedryf nie daaroor ingekom het nie, is nooit as 'n rede gegee nie. Die redes wat hulle gegee het is ek is jammer as ek dit sê, maar dit is belaglik. Hulle het byvoorbeeld in die dokument lê voor my, ek kan dit vir jou voorlees as wil, maar hulle het byvoorbeeld gesê dat graanboere maak 18% wins op hulle insetkoste. Nou, ons het vroeër daai som gemaak. Dit is geheel en al onwaar. Wat ek dink hulle gedoen is, hulle het gekyk na die COVID-jare en die jare met die Russiese oorlog. Toe ons koringprys was op 'n stadium goed, hulle het na daai syfers gaan kyk. Onthou, hulle is al 2 jaar lank besig met hulle antwoord. So dit wat in die laaste 2 jaar gebeur het hulle nie na gekyk nie. En is eintlik belaglik om dan nou te gaan publiseer
dat, want dit is in die staatskoerant gepubliseer, dat ons 18% wins maak op ons insette. En hier hoekom het die koringprodusente van Suid-Afrika 10% minder hektare geplant in 2026 as hulle dan geld maak. Dis mos nou dit vertel jou mos die storie. Ja. So dis belaglik die redes wat hulle aangevoer het hoekom hulle hom nie wil vervolg het nie. So jou meelenaar se aandeel in hierdie proses kan nie misgekyk word nie. Trek hulle voordeel uit die tarief soos dit nou is. Ja, daar's 'n baie mooi grafiek en enigiemand kan gaan kyk daarna. Gaan kyk wat het die broodprys gedoen die laaste 4-5 jaar. Hy het 'n traject van hy hou aan met styg die hele tyd terwyl die koringprys daal. So daai ding is absoluut besig om oop te maak. Nou wat gebeur? Ja, die meelenaars het ook hoër brandstofkoste, hoër elektrisiteitskoste, hoër loonkoste. Hulle kostes het opgegaan. Maar die broodprys het glad nie tred gehou met die koringprys nie. So ons het goedkoper koring wat ons aan die meelenaars gee, maar die broodprys kom nie af nie. So hulle het versekerde aandele in, hulle het kapsie gaan maak teen ons verhoging aansoek wat ons gedoen het. En hulle as jy gaan kyk na die 3 groot meelenaars in Suid-Afrika, Premier en Tiger het verlede jaar rekordwinste gevertoon in hulle maatskappye in. En as jy hulle gaan vra, hulle is gevra hoekom, dan sê hulle vir jou hulle aankope van hulle rouprodukte was goedkoper geweest as wat hulle gedink het dit gaan wees. So die meelenaars doen fantasties in die huidige toestand. En die produsente is besig om baie swaar te kry. Wat is die boer se aandeel in die verbruikersrand van brood nou? Ek dink hy lê by 15%. 15% van wat jy vir die brood betaal, gaan na die produsent toe. Die res word opgeneem in die res van die waardeketting. So as die koringprys, die prys wat jy kry, die produsenteprys styg, gaan dit nie so groot invloed op die broodprys hê nie. Die invloed is minimaal. Ek het baie eenvoudige som is as die produsente van môre af R1000 'n ton meer vir hulle graan kan kry, beteken dit dat die broodprys met 54 sent in die hele Suid-Afrika gaan styg. Nou ja, dis jammer as iemand wat skaars geld het om 'n brood te koop, moet 54 sent meer betaal. Maar ons gaan baie meer jammer wees as produsente van hulle grond af moet gaan as gevolg van die feit dat hulle nie kan geld maak nie. Ja, is moeilik om met iemand te beklei wat die cheque uitskryf. Nee, so by een of ander tyd sal dit seker aangespreek moet word. Ja, produsente is prysnemers. Ons is nie prysmakers nie. Maar jy kan 'n prysnemer wees tot op 'n punt toe. Ja. En ek sê weer, ons plan minder koring. En die rede daarvoor is omdat ons nie geld maak uit nie. Nou die podcast gaan eintlik oor bemarking. So ons met 'n bietjie bemarking gesels. Dit was nou lekker om oor die bedryf te gesels, maar as ons aan die bemarkingskant kyk, julle het aan die produksiekant het julle met presisie boerdery tegnieke, goed het julle 'n hengske klomp data opgebou wat julle in julle besluitnemingsproses kan help. Aan die bemarkingskant het julle dieselfde hoeveelheid data dat julle verskillende markte met mekaar kan vergelyk. Is bestaande die huidige stelsel wat dit is, gee dit vir julle genoeg inligting wat julle daai besluitneming kan doen, of is julle baie beperk tot sekere kanale? Ek dink ons is beperk. Ek dink as jy moet gaan kyk hoe die bemarking van graan werk in Suid-Afrika. Ons produsente verkoop hulle graan aan graanhandelaars. Graanhandelaars beding teen mekaar by die meule. En intussen dan word 50% van ons koring word eintlik ingevoer uit die buiteland uit. So die inligting wat produsente het rondom bemarking van graan is die tendense van wat in die verlede gebeur. Ons het baie data oor koringpryse en die bewegings wat gekoppel was aan internasionale insidente ensovoorts. Maar as dit kom by die data by die plase hek uit. In ander woorde, wat gebeur met my graan nadat ek hom by die silo afgelewer het tot hy by die meelenaar kom? Ek dink ons as produsente het relatief min inligting. Ons weet wat gebeur, maar hoe die somme werk wanneer ons van die plaza wegry. Daai is die ding wat ek dink ons dalk tekort skiet as produsente. Ons het in die vorige episode van Bemark Slimmer, dit is met Kobus van der Merwe gesels. En hy het gepraat oor sy netwerk, digitale netwerk Match MX, wat die koper en die boer in die graan vervoer by mekaar bring.
Dink jy dit kan julle help om hierdie meer data te kry en julle help om meer geld met bemarking te maak? Ja, nee, Hugo, verseker kan dit ons help. Ek dink ons sit met ons is in 'n binary en wanneer daar oneffektiwiteit in 'n ketting is en as daar wyses is om 'n ketting korter te maak deur meer inligting te hê en om dalk op 'n manier nader aan mekaar te kom. Want dit gaan oor as produsent is my kliënt eintlik die medenaar. En ons is ver van mekaar af op hierdie stadium. En ek dink wat die model wat MX voorstel is daar's deursigtigheid in die model en die model gee vir die produsent 'n geleentheid om regtig waar nog 'n stukkie van die ketting dalk syne te maak en nader te kom aan die medenaar wat op einde die koper en die verbruiker van ons graan is. Jy het 'n bietjie blootstelling al aan Match MX gekry. Maar dit gaan heeltemal 'n kopskuif verg om bemarking op daai manier te doen. Dink jy boere in die Swartland sal daai kopskuif maak? Is hulle desperaat genoeg om te gryp daarna? Ek dink, kyk, ek sê altyd kinders is die mees aanpasbare wesens op aarde. En ek moet sê die jonger generasie produsente dink ek gaan definitief hart en siel daarna kyk en dit gebruik. Ek dink vir ons ouer generasie gaan dit dalk moeiliker wees, maar die situasie waarin die produsent is jy het nie 'n keuse om te sê ek wil daarna kyk of ek wil aandag gee of nie. As daar 'n manier is om ons effektiwiteit te verhoog en te verbeter, moet ons daarna kyk. Ons is werklik in 'n situasie waar produsente op baie hoë risiko is om hulle plase te verloor. En ek is ernstig as ek dit sê. Dit is nie dat ek vir enigiemand op my bank bly, dit is werklik die realiteit. En as dit R80 is of R120 of R40 'n ton is wat jy kan ekstra genereer deur op 'n ander manier te bemark, dan moet jy dit kan deel wees van die oplossing om weer standvastig en standhoudend volhoubaar op jou grond te kan boer. Die koringbedryf, of kan ek sê van die plaassektor by brood wat 'n stapelvoedsel is die waardeketting baie lank. Is daar nog van daai kettinge wat nie regtig waarde toevoeg wat moet uitgeskakel word tot voordeel van die boere? Dis 'n moeilike vraag. Ek dink daar is een van die goed wat pla is dat medenaars sê vir ons hulle die opbergers van graan het mos die opsie om op te gradeer of af te gradeer. Met ander woorde, die graad wat die medenaar koop is nie noodwendig die graad wat hy gaan kry nie. Dit is vir hulle 'n probleem en hulle sê daar's risiko vir hulle daarin. Daai risiko, omdat daar risiko is betaal hy, risiko beteken hy gaan minder betaal. Wie kry die minder geld? Nie die opberger van die graan nie, die produsent kry minder geld. So ons moet gaan kyk na daai ding om te sê die opberger word betaal om graan op te berg, nie om die graad te verander nie. En dis 'n ding wat kom uit die een kanaal bemarkingsstelsel uit wat ons nog mee sit. So ek dink dis een ding wat ons ernstig moet na kyk. Dan as jy gaan kyk na die huidige model, dit wil vir my voorkom asof die ketting langer geraak het. Daar is met hierdie tenderprosesse by die medenaars is daar handelaars wat die tenders kry en wat dan dit weer afgee na 'n volgende handelaar toe. So die ketting het in die laaste paar jaar nou eintlik langer geraak met die internasionale handelaars wat ook in Suid-Afrika se mark begin speel. En ek kan mos nou nie sê dat daar nou meer waarde toegevoeg word nie. Die antwoord is nee, daar word nie meer waarde toegevoeg nie. So ons moet die ketting korter kry. Ek is oortuig van dat daar gemaksones is waarin lede van die ketting sit wat ons moet aan begin werk, want ons kan nie die produsent los in die toestand wat hy nou is en dink dat die graanbedryf gaan bly voortbestaan nie. Hier ons moet onthou, as ons minder produseer, gaan ons meer moet invoer. Suid-Afrika se hawens is stikkend. Hulle is onder druk. Ons kan nie 70% van ons koring invoer. Ons het net nie die vermoë nie.
Ons paaie word tot niet gery, ons spoorweë staan stil. So ons dink nie aan die goed nie. Op hierdie stadium kyk almal na sy eie sak. Die regering besef nie die feit dat hulle ons nie wil ondersteun wat die impak gaan wees as ons meer graan gaan moet invoer as ons produseer nie. Ja, dis ongelukkig vrye mark, so jy kan nie ouens verbied om in te voer nie. Hulle kan invoer self in die Weskaap in wat daar oorskot is, voer hulle ook in. So, jy kan nie dit verbied vir hulle om te doen nie. As ons kan klaarmaak die georganiseerde landbou waarvan jy deel is, kan hulle 'n groter rol speel om die Weskaapse koringprodusente te help. Ek weet Graan SA doen baie, maar is daar ander partye in georganiseerde landbou en self Graan SA self, kan julle nog iets meer doen? Omdat ons die produsente verteenwoordig, kan 'n organisasie soos Graan SA kan nooit genoeg doen nie. En alhoewel ons op verskeie plekke besig is en regtig min sukses het op hierdie stadium, is dit nie iets wat ons gaan los nie, is nie iets wat ons gaan ophou nie. Ek dink wat die Weskaap betref, het ons verlede week 'n vergadering op Moreesburg gehad wat ook bygewoon was deur Janie Strydom van Agri Weskaap. En ek dink ons minister van Landbou in die Weskaap, Dr. Ivan Meyer, ons is besig om met hom te gesels om dat hy uit 'n Weskaap oogpunt het ook meer druk kan plaas op nasionale departement van landbou en ook op die regering om te gaan kyk hoe kan ons die Weskaap situasie harder aanspreek om te kyk of ons van hierdie dinge waarmee ons besig is in plek kan kry. Ek het net vir jou gesê as moet terugkom na die invoertarief. As ek kyk wat 'n hofsaak met Beck & Close reg gekry het. Die hofsaak was nie baie gewild nie. Die meeste grootste deel van georganiseerde landbou dit afgeskiet omdat daar gewaag kon gewees het om 'n hofsaak te maak. Maar kan so 'n drastiese stap nie dalk help om probleme soos die invoertarief in 'n rigting in te druk nie? Ons het nou gesien dat dit 'n amper so hofsaak was net om uitkyk te kry om hulle besluit bekend te maak. En dit is verseker een van binne die arsenaal van Graan SA om die hof te gebruik. Uit die aard van hoe ons almal in Suid-Afrika grootgemaak is die hof nie die perfekte ding om hierdie goeters mee te beklei nie, maar dit is verseker as die opsies, as jy deure toeslaan, dan is die hof verseker 'n ding wat ons regtig waar sal gebruik as ons daar kom. Ja, en jy kan nie eintlik op die regering staat maak. Dit is ek weet nie of hulle nie die wil of die vermoë het om enigiets te doen nie, maar dis regtig 'n probleem vir julle. Hugo, as ons kyk na Uittek se verslag, dan kan ek vir jou sê dat die vermoë om 'n besluit te neem op 'n aansoek soos wat hierdie ingedien was, bestaan nie meer binne in die regering nie. Ek is oortuig van dat hulle vermoë ver te kort skiet en dis hoekom hulle die tipe van aannames maak wat hulle maak wat heeltemal oningelig is, terwyl al die inligting beskikbaar is. Ek weet net om inligting te verifieer en om huiswerk daaroor te gaan doen, ek dink daai vermoë bestaan nie. En dit is baie kommerwekkend dat ons want in Suid-Afrika, die regering is 'n integrale deel van almal van ons, van al die bedrywe. Die regering het 'n rol om te speel en hy faal in sy rol en hy faal die produsent en hy faal die landelike ekonomie en die waardeketting van graan. Onthou ons praat nou van produsent tot by 'n brood. Maar daar's 'n groot stuk waardeketting voor die produsent. Ons praat van die chemiese bedryf, ons praat van die kunsmisbedryf, ons praat van die saadbedryf, ons praat van die trekkers, die vragmotors, die bakkiebedrywe. Almal van hulle is deel van hierdie waardeketting. En as die produsent in die moeilikheid is, soos wat hy nou is, dan kry almal swaar. So dit gaan nie net oor werksgeleenthede op plase nie, dit gaan oor werksgeleenthede deur 'n bedryf. Dit is baie maklik om 'n telefoon op te tel en te sê, stuur vir my nog 'n boot graan. Maar wat se skade doen ek aan die man op straat in Mamasbury en in Moreesburg en in Bredasdorp en in daai landelike ekonomie? Dis hulle wat die belasting moet betaal. Die regering in die gang kan bly. Ons is besig om hulle dood te maak. Jammer dat ons het nou oor hierdie probleme gesels, maar daar's nie 'n kitsoplossing vir enige een van hulle nie. En die druk gaan al groter raak op die boer en self op organisasies soos Graan SA. So ek wil afsluit met episode 3.
dink ons het lekker gesels oor die graanbedryf in die Swartland, die probleme. Ons het nie oplossings gekry nie. Maar Koos, ek wil nie op so 'n donker noot afsluit nie. Het jy dalk 'n positiewe boodskap of ligpunte wat jy vir die boere kan gee? Ja, Hugo, dit is maar donker, maar ek is uit die aard van my persoonlikheid 'n positiewe mens. En Suid-Afrikaanse landbou en produsente, ook in die Swartland, het al deur baie moeilike tye gegaan. En ons gaan deur hierdie een ook kom. En ek dink wat ons moet besef is dat hoe hoër die druk oplaai, hoe groter is die geleentheid om veranderings te maak. En ons Graan SA is besig om met die tarief. Ons gaan nie terugsit nie. Daar's goed op pad. Ons is deel van seksie 7 en ons dra die regte boodskap daarin. Ek kan nie vir 'n produsent sê dat daar gaan positiewe veranderinge wees nie. Al wat ek kan sê is dat ons is besig daarmee en die feit dat die situasie erg is, die feit dat dit nou nie reën nie, al hierdie goeders bou die druk op en daar gaan moet goed verander. En ek is oortuig daarvan dat ons van hierdie goeders gaan regkry. Ons gaan nie as organisasie gaan ons nie ophou nie. En ons kan maar vir mekaar, ons hoor dit baie. Suid-Afrikaanse produsente is van die beste in die wêreld. Die ouens is ongelooflike goeie boere en hulle gaan altyd planne maak. Ons boer in die Swartland en ons wil altyd sê dat ons het nie alternatiewe nie. 'n Buurman van my het gister vir my gesê, as dit nie gaan verander nie, gaan hy nie koring plant volgende jaar nie. Hy gaan 'n plan maak. Hy gaan meer diere aanhou of hy gaan meer canola plant. Die canola bedryf groei ten koste van koring. En hy gaan aanhou groei as ons koringsake nie gaan regkom nie. As jy nie vir 'n boer gaan betaal vir sy produk wat hy toekom nie, gaan hy ophou om te produseer en iemand gaan dan pakry daaroor. En dit gaan die res van die bedryf wees en dit gaan ook die verbruiker wees. Die verbruiker gaan 'n duurder brood, 'n swakker kwaliteit brood eet oor 3 of oor 4 jaar as ons nie hierdie situasie daadwerklik gaan aanspreek nie. So ons hou aan met beklei. Ons gaan nie lê nie. En ons glo dat ons van hierdie goeders gaan beter kry binne die afsienbare toekoms. Baie dankie, Koos. Dit is aan die 3de episode van Bemark Slimmer. Koos, baie dankie dat jy deelgeneem het. Jy het waardevolle inligting met ons gedeel. As jy hou van die inligting wat jy hier gesien het, like hierdie video en subscribe op Bemark Slimmer om die toekomstige episodes te kry.